Goeiedag. In hierdie video gaan ons die eksponensiaal funksie teenoor die log funksie vergelyk. Jy moet eers na hierdie video kyk as jy heeltemal klaar is met funksies en inverses in graad 12. Ons gaan spesifiek kyk hoe hulle vergelykings verskil, hulle vorms verskil, hulle asymptote verskil, die afsnitte verskil, die definisie en waardeversameling verskil, vir watter waardes is hulle stygend en dalend, die vergelykings van hulle inverses elke kant om en die simmetrie as tussen hulle indien hulle saamgeteken word. Net 'n praktiese voorbeeld voor ons begin. Y is gelyk aan 2 tot die mag x is 'n eksponensiaal funksie, hy sit hier, en y is gelyk aan log 2 tot die x is die inverse, en is dan die log funksie wat sy maatjie is. 'n Belangrike lyn by inverses is die lyn y is gelyk aan x wat hier oploop. Enige funksie en sy inverse reflekteer in hierdie lyn. Jy sal sien daai kruisietjie oorkant om sit daai een, daai kruisietjie daar en daai kruisietjie daar. Nie nou belangrik nie. Indien hulle my vra om y is gelyk aan 2 tot die mag x te teken, sal ek dadelik eers vir my 'n koördinaat gaan uitwerk. Ek vat -2 as x, 0 as x en 2, druk dit in die sakrekenaar in, vul dit in as ek 'n kwart kry, 1 en 4. As jy dit nie verstaan nie, stop die video. Jy sal oplet dat hierdie koördinaat sit hierso, hierdie enetjie sit daar en dan enetjie sit daar, met jy jou kartesiese vlak ken. Wanneer ek gevra word om sy inverse uit te werk, gaan skryf ek sy inverse neer. En al wat ek dan doen is ek vat hierdie koördinaat en ek ruil sy x en y om. Hierdie kwart kom voor en die -2 agter en ek doen dit met al twee die koördinate. Dan sal ek my inverse van hier af dadelik kan teken. So ek vat hierso sê jy kwart en -2 sal jy onder kry, 1 en 0 sal jy daar kry en 4 en 2 sal jy daar kry. En dan hier is die inverse en hier is die oorspronklike eksponensiële grafiek. Jy kan ook hierdie een gegee word eerste en dan moet jy sy inverse uitwerk. Maklik. Let op dat indien ek ooit 'n grafiek en sy inverse teken, ek persoonlik gebruik ek twee kleure, so vat swart en blou in die eksamenlokaal in. Ek het hier swart en rooi gebruik. Hierso gaan ek gou y is gelyk aan 1/2 tot die mag x vergelyk met sy inverse, y is gelyk aan log 1/2 van x. Die swarte is die swart grafiek. Eerste ding wat ek gedoen het, is ek het hom myself gaan vereenvoudig, y is gelyk aan 2 tot die mag minus x. Toe vat ek weer, x is -2, x is 0 en x is 2, druk dit hier in en kry hulle y-waardes. So oplet, -2 en 4 is daar, dan ons 0 en 1 is daar, en dan 2 en 'n kwart, is dan 2 en 'n kwart sit hierso, en dan daar sit my grafiek. Indien ek hierdie grafiek se inverse wil hê, vat ek net hierdie koördinate en ruil hulle om met 'n ander kleur, dan kry ek hierdie een omgedraai word 4 en -2 en so voorts. Dan vat ek hierdie 4 en -2, hy sit hier, die 1 en 0 sit daar, en die kwart en 2 sit daar, dan sien ek daar sit hy. En die twee grafieke is simmetries om hierdie simmetrielyn. En hierdie is die inverse van hierdie, en hierdie is die inverse van hierdie. Jy sal oplet dat hierdie grafiek simmetries is tot die lyn y is gelyk aan x. Let op dat daai kruisietjie en daai kruisie is simmetries ten opsigte van daai lyn, daai kruis daarbo is, en hierdie kruis en daai kruisie daar is. Nou gaan ons alles probeer vergelyk op een bladsy. Eerstens, eksponensiaal teenoor log. Die vergelyking is y is gelyk aan a tot die mag x, voorbeeld y is gelyk aan 2 tot die mag x. Die log sal geskryf word as y is gelyk aan log a van x, sy maatjie, y is gelyk aan log 2 van x. So dis die vergelykingsverskil. Indien in hierdie vergelyking daai a groter is as 1, sal die grafiek so lyk met 'n asymptoot daar. As die a daarso tussen 0 en 1 lê, met ander woorde 'n breuk is, sal hy so lê, nog steeds die asymptoot daar. Ek hou altyd van om 'n voorbeeld neer te sit. Y is gelyk aan 2 tot die mag x is nou so soort, en y is gelyk aan 1/2 tot die mag x is hierdie soort. Hierdie spesifieke een se inverse sal die loggrafiek hier wees. So y is gelyk aan 2 tot die mag x, ek net nou gesê, gaan y is gelyk aan log 2 van x word. Hy sal dan hier sit as a groter is as 0. En hierdie ou se maatjie hierso, as daai a van die loggrafiek daar 'n breuk is tussen 0 en 1 met ander woorde, sal hy so lê. Dan gaan ons kyk hoe die asymptote verskil. By hierdie twee lê die asymptoot op die x-as. So dis y is gelyk aan 0 en y is gelyk aan 0 vir al twee hierdie. By sy inverse word dit x is gelyk aan 0, daai rooi stippeltjies wat ek daar vir ons getrek het. Hier kom nie nou vir die eerste keer begin agterkom die goeters ruil om. Hier staan y is gelyk aan 0 en dan word dit skielik x is gelyk aan 0. Maklik om te onthou. Volgende gaan ons die afsnitte met mekaar vergelyk. By hierdie grafieke het net y-afsnitte behalwe as hy afskuif. Partykeer skuif die grafieke af nou in wiskunde verder, maar van nou sal dit altyd wees 0 en 1.
By die loggrafieke het ons net weer x-afsnitte, behalwe as die grafiek links skuif, maar dis nie ter sprake in hierdie video nie. So weer 'n omruiling, die y-afsnit hier gaan die x-afsnit daar word. Nou die definisieversameling en die waardeversameling. Eerstens die definisieversameling. By albei hierdie grafieke gaan die definisieversameling x as element van reële getalle wees. Dit sal alle x-waardes sal werk op hom. En die waardeversameling sal wees y is groter as 0. So van die asymptoot af boontoe sal hy werk. By die loggrafieke weer is die definisieversameling is x is groter as 0. Let op, hy lê van die asymptoot af hierdie kant toe. En hierdie ene ook van die asymptoot af hierdie kant toe. So ons definisieversameling by albei van hulle is x is groter as 0 en die waardeversameling by hulle albei is y se element van r. As jy strepe so trek, sal enige y waarde werk by albei van hulle. Weereens kan jy oplet dat hierdie definisieversameling is soos daai waardeversameling en hierdie waardeversameling is soos daai definisieversameling. Maar jy moet na die video stop en kyk of jy kan verstaan wat ek bedoel, anders te vergeet dit net. Die volgende vraag is vir watter waardes van x is sy stygend of dalend? Hierdie grafiek styg net. So die antwoord is x is element van reële getalle, daar styg hy. Hierdie grafiek daal net. Ons lees altyd die grafiek van links na regs. Hier gaan hy op, dan gaan hy af. So hierdie een daal net en die antwoord is dan x is element van reële getalle. Hierdie grafiek weer styg net. Ek het geskryf styg net. X is element van 0 tot by oneindig. So hy werk hier van 0 af tot by oneindig, klim hy die hele tyd. Hierdie een daal net. Hier van 0 af tot by oneindig. X is element van 0 tot by oneindig. Nog twee goedjies. Ons gaan kyk na die vergelyking van die inverse van elkeen. Nou hierdie een het sy grafiek het ons nou so gelyk. Inverse beteken ruil die x nie y om en dan is dit hoe ons die vergelyking gaan skryf. Die loggrafiek het oorspronklik so gelyk. Ek het hom in rooi vir ons gaan skryf. Ruil ons eers die x nie y om, maar dan so sal lyk en dan skryf ons hom in 'n beter manier. Y is lyk aan a tot die mag x. So dis hoe jy log se inverse gaan skryf en dis hoe jy eksponensiaal se inverse gaan skryf. Hulle vergelykings. Nou moet jy iets gaan sê ten opsigte van 'n simmetrieas. Nou hierdie grafiek het nie 'n simmetrieas nie, hierdie een het nie een nie, hierdie een het nie een nie en hierdie een het nie een nie. Maar daar's 'n simmetrieas tussen die eksponensiaalfunksie en die logfunksie, sy vriend, as hulle saam geteken word, soos ek in die begin gedoen het, ek sal nou weer vir jou doen, en hy is y is gelyk aan x. Daar's geen simmetrieas hier by die eksponensiaalfunksie nie en daar's geen simmetrieas by die logfunksie nie. Maar hierdie ouens is simmetries tot hierdie ouens om daai lyn y is gelyk aan x. Ek sê net weer, as 'n simmetrieas tussen die eksponensiaalfunksie en die logfunksie as hy en sy vriend saam geteken word. Indien jy dus eksponensiaal teenoor 'n logfunksie vergelyk en jy kyk byvoorbeeld na hierdie een of hierdie een, dan kan jy die hele tabel verstaan wat in hierdie breinkaart alles vir ons opsom wat ons moet weet van hierdie twee soorte funksies teenoor mekaar. Dui gerus aan of jy gehou het van die video al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien daar iets is wat jy onseker oor is, kan jy daai spesifieke onsekerheid of jou probleem met 'n WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe. Dan sal ons dit vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur. Verniet.